Baie hartlik welkom aan jou by hierdie geleentheid. Dit is my voorreg om met jou te deel uit 1 Petrus hoofstuk 1. En mag die Here Jesus vir elkeen van ons nou deur sy Gees ontmoet en mag sy naam nou groot gemaak word. Kom ons bid saam. Here Jesus, u woord sê vir ons dat dit nie maklik is om 'n volgeling van u te wees nie. Dat ons elke dag ons kruis moet opneem, onsself moet verloon en vir u moet volg. Wil u vir ons die genade gee om hierdie roeping met volharding tot op die einde uit te voer. Amen. Ek wil graag met jou gesels oor die baie belangrike vraag: hoe moet ek en jy as gelowiges in 'n post-Christendom omgewing leef? Met ander woorde, in 'n wêreld waar die drie-enige God nie meer sentraal staan nie en sy volgelinge, sy kerk, uitgerangeer word na die buitenste rand van die samelewing. Ek merk op dat daar toenemend twee baie belangrike dinge in die kerk van die Here Jesus aan die gang is. Die vervolging van Christen-gelowiges het geweldig toegeneem oor groot dele van die wêreld. Aan die ander kant het daar geestelike herlewings begin soos nog nooit vantevore nie. Veral in lande soos Iran en Indië op hierdie stadium waarvoor ons die liewe Here baie dankbaar moet wees. Ek wil ook so 'n bietjie agtergrond gee oor Petrus, die skrywer van hierdie boek. Hy was natuurlik een van Jesus' disippels, die leier van die 12 disippels, maar hy was ook die leier van die vroeë Christelike kerk na die opstanding van die Here Jesus uit die dood uit. Ek dink in Markus 8, daarvan na vers 27, waar dit juis hierdie Petrus is wat 'n kragtige belydenis gehad het. Toe Jesus vir sy disippels daar by Caesarea Philippi vra: "Wie sê julle is ek?" En toe maak hy hierdie belydenis: "U is die Christus, die Seun van die lewende God." In Handelinge 2 lees ons hoe dat hy met die uitstorting van die Heilige Gees sy Pinkstertoespraak gee, waarna plus minus 3000 mense hulle lewens na Jesus toe draai. En dan 'n stukkie hartseer van Petrus is dat hy soos die meeste van die disippels 'n marteldood gesterf het in die tyd van keiser Nero, wat geregeer het in 65 na Christus, omdat hy die Here Jesus getrou tot die einde toe gevolg het. Dit is vir my baie opvallend hoe hierdie boek ingelei word in vers 1. Ek lees dit saam met julle. Van Petrus, 'n apostel van Christus, aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld, wat verspreid woon in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bitinië. Al hierdie provinsies kan natuurlik vandag gekarteer word in die huidige land Turkye. Wie was die lesers aan wie Petrus geskryf het? Aan nie-Joodse Christene wat hoofsaaklik uit die heidendom kom. En as ons die boek Petrus lees, dan kan ons dit juis aflei uit 1 Petrus 1 vers 14 en 1 Petrus 2 vers 10. En hierdie Christene het hulle in 'n soortgelyke posisie bevind as wat ons vandag bevind, in 'n wêreld waar Christendom en die kerk baie onwelkom was. En daarom dink ek persoonlik dat hierdie boek 'n geweldige relevante boek vir vandag is, want dit wil ons oproep om relevante, lewenskragtige, tot eer van die Here leefstyl te handhaaf binne in 'n wêreld waar die drie-enige God glad nie meer as belangrik geag word nie, in 'n wêreld waarin elkeen van ons graag ons eie God wil wees. Elkeen van ons wil so graag 'n superheld wees
soos Superman of Batman. En ons vergeet dat die Here Jesus gesê het, dat ons vreemdelinge in hierdie wêreld gaan wees, dat ons eintlik in 'n ander wêreld behoort. Maar nogtans roep hy vir ons om kragtige getuies van hom te wees, sodat ander hom ook as Vader kan leer ken. En nou is die vraag, hoe praat hy, Petrus, met ons en met daardie lesers vir wie hy geskryf het? Hoe praat hy met hulle oor die manier waarop ek en jy in so 'n wêreld ons getuienis moet uitleef? En dan sien ons baie duidelik in vers 6 en 7 dat Petrus prontuit realisties vir ons as volgelinge van die Here Jesus wil aanmoedig en vir ons wil hoop gee. En sê hy, verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Want julle geloof is baie kosbaarder as goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets. En die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Daarom wil hy vir ons baie uitdruklik kom sê, dat ons hoop en ons geloof in Jesus Christus moet plaas. Want sy lesers was nie gewild in die tyd, in die wêreld waarin hulle geleef het nie. Soos wat ek en jy vreemdelinge is, baie ongewild as kinders van die Here. En daar is hoofsaaklik 2 tipes vervolging van gelowiges in die wêreld. Deur nie-Christelike regerings en deur ongelowige mense, waar daar geweldig gediskrimineer word teen sy kinders, en waar sy kinders onregverdig behandel word, en partykeer tot die dood toe vervolg word. En vir sy lesers, as ook vir my en vir jou, kom sê hy, die stryd wat ek en jy stryd, is al reeds deur Jesus gevoer. En dis 'n stryd wat klaar gewen is. En daarom wag daar vir ons 'n onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis in die hemel. En omdat ons in Christus glo, word ons ook deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Die tweede baie belangrike ding wat hy vir ons in hierdie post-Christendom konteks wil kom sê, is dat ek en jy nie 'n ander opsie het as om 'n heilige lewenswandel te leef nie. En die term wat die meeste, of die tweede meeste, deur Paulus vir Christene gegee word, is die term heiliges. En dit word bevestig in hierdie brief van Petrus, as hy vir jou en vir my oproep om as heiliges te leef. Ek lees dit in vers 13 en tot by vers 16. Wees daarom verstandelik wakker en nugter en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het, toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Ek het al dikwels gehoor, dat volgelinge van die Here Jesus gesê het, ek wil nie 'n heilige wees nie, want ek wil nie beskuldig word daarvan, dat ek dweep nie. Nou, die definisie van heiligheid is nie om teen alles te wees nie, maar om meer en meer die karakter van Jesus Christus aan te neem, soos wat Romeine 8 vers 29 sê, dat die Here God
vir my en vir jou voor die skepping uitverkies het om meer en meer aan die beeld van Jesus gelykvormig te word. En wat 'n voorreg om deur hom uitgekies te word vir hierdie besondere roeping. Daarom sê Petrus vir die mense van sy tyd, ons lewe en ons gemoedstoestand word nie bepaal deur omstandighede nie. In ons geval word dit nie bepaal deur Eskom en deur die verkiesing wat voorlê en deur die oorlog wat tans in die wêreld aan die gang is nie. Nee, Jesus wil nie 'n add-on, net 'n aanvulling tot ons lewe wees nie. Jesus wil ons hele lewe wees. Hy is nie iemand wat ons op Sondag dien en as ons die kerkgebou verlaat, dan gaan ons aan met ons normale lewe in aanhalingstekens nie. Nee, hy is en wil my hele lewe wees. Ons leef verseker in 'n moeiliker wordende wêreld, waar dwaalleraars, valse evangelies en ongeloof elke dag toeneem. En die vraag is, hoe gaan ons hierdie dinge hanteer? Gaan ons net dikker mure bou tussen ons en die ongelowiges? Gaan ons onsself onttrek in 'n glaskas omdat ons bang is? Of gaan ons met groot vrymoedigheid lewe soos mense soos 'n gebou wat onder new management is? Soos mense wie onder 'n nuwe bestuur van die Heilige Gees is en onder permanente konstruksie deurdat die Heilige Gees vir my en vir jou elke dag verander om meer en meer Jesus se beeld in hierdie Christuslose wêreld uit te leef. Petrus se antwoord op 'n korrupte wêreld waarin ons leef, is dat ek en jy opgeroep word om heilige lewens te leef. Die derde ding wat hy vir ons sê en vir sy lesers, is dat ons moet besef hoe geweldig wat ons waarde in Christus is. En dit is so dat ons identiteit van nature op verskillende plekke soek, op die manier waarop ek sukses behaal het in die lewe, op die manier waarop ek dinge vergader het en materieel myself opgebou het en sterk gemaak het. En nou kom sê Petrus vir ons identiteit en ons waarde word nie deur hierdie goed bepaal nie, maar deur 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus. En dan praat hy van vers 17 af so, aangesien julle hom as Vader aanroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in hierdie wêreld. En hoor nou hierdie kragtige teks, julle weet tog dat julle nie deur verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeerfde sinnelose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek is. Ons leef in 'n wêreld met die meeste kennis ooit. Ons kan maar net op ChatGPT gaan en onmiddellik het jy 'n biblioteek waaruit jy kan put. Ons leef in 'n wêreld met die beste tegnologiese ontwikkeling, die beste medikasie van alle eeue, gerief, 'n wêreld van gerief en luksehede. En tog so ironies, ons leef in 'n wêreld met die meeste gesondheidssiektes en ongelukkigheid, sê die slim ouens vir ons. En enige iets se prys word bepaal deur sy waarde. Hoe hoër die waarde is, hoe duurder betaal jy daarvoor. En nou kom sê Petrus vir sy lesers en vir my en vir jou, wat in hierdie wêreld getuies moet wees. Hy sê, die hoogste waarde van alles in die heelal is jou en my lewe. En die prys van ons lewens is onbepaalbaar, want Jesus
het die prys betaal met sy eie lewe. As ons iets koop, dan kry ons 'n sekere waarborg op daardie artikel. Gewoonlik 1 of 2 jaar. As jy 'n voertuig koop, 5 tot 7 jaar. En soms kry jy 'n lewenslange waarborg, soos byvoorbeeld op sekere rugsakke of slaapsakke. Maar weet jy wat? Ek en jy is soveel werd vir die Here, dat ons ewigheidswaarde gekry het. En net hy kan vir ons daardie ewigheidswaarde waarborg. Daarom sê hy ook in Johannes 10 vers 28, dat ek is julle herder, julle is my skape, en niemand sal julle ooit uit my hand ruk nie. Want julle is in die greep van my genade, en ek sal julle bewaar ten spyte van die onvriendelike wêreld waarin julle my getuies moet wees. En die 4de ding, en hiermee wil ek afsluit, is dat vers 8 en 9 sê, daarom moet ons hom lief hê, soos wat die eerste gebod sê, met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand, en met al ons kragte, en die toets vir ons liefde vir die Here Jesus Christus lê in 'n leefstyl van gehoorsaamheid aan sy woord. En mag hy vir my en vir jou die onderskeidingsvermoë gee om werklik sy wil in hierdie wêreld te ken en uit te voer en op daardie manier 'n verskil te maak en Christus aantreklik te maak vir hulle wat hom so maklik uitrangeer. Amen.